Vandag gaan ons 'n aktiwiteit doen wat vir jou gaan wys hoe sekere eienskappe oorgeerf word en dis baie maklik en goedkoop. Ons gebruik gewone roomystokkies met ons allele daarop geplak. Ons het manlik en vroulik en as ons gaan kyk, sal jy sien dat daar groen, geel en dan rooi en blou stokkies is. Daar sien julle die manlike kromosome, vroulike kromosome en die groen stokkies is autosome, die geel stokkies is autosome. Julle sal onthou dat autosome kromosome is wat gewone liggaamskenmerke dra, terwyl geslagskromosome, in hierdie geval die rooi en blou stokkies, dan kenmerke dra wat geslags bepaal en daarmee geassosieer word. Kom ons kyk na die groen autosome. As ons gaan kyk die letters wat op die wit papiertjies is, sê vir ons, en as ons omkeer ook kan ons sien, dit sê vir ons wat die genotipe, die genetiese kombinasie van die ouers is. Dieselfde vir die geel en dan op die rooi en blou die geslagskromosome. Kom ons kyk na die groenes. Goed, ons gaan vir Ansie vra om vir ons te help neerskryf. As ons kyk na die groenes, dan sien ons dat daar spesifieke letters op is. As ons na die groen autosome kyk, eerste vroulik, Ansie, ja, dankie vir die skryfwerk, dan sien ons die vroulike autosoom het groot W, klein w, klein l, daar is hy, klein l, en dan die volgende, ja, groot A, klein a, en dan klein c, Kyk ons na die manlike autosoom, groot W, klein l, klein a, en groot C, klein c. Nou goed, nou gaan ons kyk hoe hierdie gene oorgeerf word. So kom ons spin die stokkie. Ons gaan hom nou vat en laat val. Watter kant val bo? Ansie skryf vir ons daardie genoom of die allele wat bo uitkom. Sy skryf vir ons neer, 'n klein w, 'n klein l, 'n klein a en 'n klein c. Daar is hy. Ons doen dieselfde vir die vroulike kromosoom. Dis weer 'n klein w, 'n klein l, 'n klein a en ook 'n klein c. Goed, en so kan ons aangaan. Daar sien julle wat ons het, en dit is nou wat in die spermsel en in die eiersel is, wat oorgeerf is van die ma, eers die eiersel, die pa die spermsel, en nou kan ons daaruit aflei wat die babadraakie se kenmerke gaan wees. So ons sit die twee by mekaar, daar kan julle sien, en dan besluit ons nou en dan gaan ons kyk. So hoe het die pa gelyk gaan ons kyk, hoe het die ma gelyk, vir elke kenmerk, vlerke, nek en stertlengte, en dan ook die kleur. Ek gaan nou terugkom na die A's. Die A beteken dat as daar net klein lettertjies is, homosigoties resessief, dan maak dit nie saak wat die allele vir kleur sê nie. In die geval sou die baba liggroen wees, maar omdat daar die twee klein A's daar is, wat sê dat geen pigment gevorm word nie, is die C's in ons sê epistase tot die A's. So selfs al was daar 'n groot A, dan het dit nie saak gemaak nie. Die A's bepaal wat met die C's gaan gebeur. So een paar allele beheer die uitwerking of die uitdrukking van 'n ander paar. En daar kan julle sien. Die A's wat gaan bepaal dat die C's geen effek in die fenotipe het nie. En dit is nogal 'n belangrike kenmerk. Daar is verskeie toestande in die menslike liggaam wat so is. Hulle vermoed in die stadium dat diabetes een daarvan is, waar jy so 'n homosigotiese toestand kry, wat 'n ander toestand dan nou beheer. Goed, nou ons kan dieselfde doen vir die geel autosoom, en ons kan dan kyk wat gebeur.
Nou by die geel outosoom is daar 'n paar interessante verskynsels, ons gaan nou vir julle wys, en ons kry daar dat daar ook onvolledige dominansie is, en dat daar ook kenmerke is wat deur daardie klein a's sal beheer word. Kom ek kyk na die een wat ek al vroeër neergeskryf het. Ons organiseer net gou. En net voor ons daarby kom, miskien net gou eers die geslagskromosome. Vroulik met sy 2 X'e wat julle daar kan sien, manlik met 'n X en 'n Y. En as julle sien, daar's weerskante van die rooie wit papiertjies geplak, maar op die bloue net aan die een kant. Dit beteken daar's 'n geslagsgekoppelde toestand wat ons dan natuurlik nie op die Y-kromosoom sal kry nie. Net op die X'e soos ons daar aandui. En op die ander X. Maar ons kry dit glad nie op die Y-kromosoom nie. Dit is nie noodwendig 'n geslagsgekoppelde siekte nie, né? Dis net hier 'n toestand wat met geslag gepaard gaan. En by drake gaan dit oor 'n horing op die neus. Nou kan ek vir julle wys waar ek al vroeër ingevul het. En julle kan sien dat ons elke kenmerk, eers die genotipe van die ouers, vir die groen en die rooi, dan die gamete, dan die kenmerke vir die baba, die ma en die pa, vir die groen outosoom sowel as vir die gele. En daar waar julle die pyle sien, toon ons kenmerke wat deur daardie homosigotiese A-toestand, resessief vir geen pigment nie. Ons kry ook daardie onvolledige dominansie, en dit sal byvoorbeeld wees waar die aantal tone 3 of 4 of 5 sal wees, en met ander woorde, ons kan 'n hele paar beginsels uit hierdie aktiwiteit leer. En julle kan gerus gaan kyk, die aktiwiteit is op die Teaching Biology Project se webwerf, en die oorspronklike aktiwiteit kom van die webwerf Serendip, maar daardie verwysing is ook op TBP se webwerf. Nou kom ons kyk hoe lyk ons draakie. Daar is sy, te pragtig. Dis 'n dogtertjie draakie, né? Want sy 2 X'e geërf. Sy spierwit, want alhoewel sy van haar ma en die liggroen kleur geërf het, en van haar pa, beteken dit omdat sy die homosigotiese toestand het, gaan sy wit wees en sy gaan ook nie sproete hê nie. Sy het 'n horing op die neus, en sy het 'n kort stert en 'n kort nek, en sy kan wel vuur spoeg, so op 'n sop, né? En dan het sy 4 tone.